Hoekom praat ons van Goeie Vrydag? Met die klem op die goeie. Ons lees Matteus 27, wat daarby aansluit waar ons die waarheid, die woorde kan vind, dat ons nodig het om dit te verduidelik. Vanaf vers 36 tot 56. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. So het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê: Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom. Verskoon tog. Laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het. Want hy het gesê: Ek is die seun van God. Dit is natuurlik een van die groot redes wat hulle aangevoer het waarom hy ook gekruisig moes word. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En vir die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is: my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle, neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê: wag dat ons sien of Elia hom kom verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: waarlik, hy was die seun van God. Daar was baie vroue wat het van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Mag die Here vir ons ook vanmôre deur die woord en deur sy Gees so lei dat ons die diepte van die gedagte van 'n goeie Vrydag verstaan. En dat ons met vreugde sal jubel en juig oor die koning van alle konings wat tot in ewigheid sal regeer. O heilige God, vir ons as nietige sondaar mense, is dit 'n baie besondere dag vandag. Goeie Vrydag. Gee Here dat ons deur die leiding van die Gees ook sal ervaar vandag die diepte van u lyding, die diepte van hierdie besondere boodskap dat dit die beste dag eintlik is vir die hele wêreld.
toe U Jesus Christus hierdie offer gebring het. Ja, Here, dit was verskriklik, maar tog bring dit in ons harte die grootste vreugde, die grootste dankbaarheid, omdat dit ons verlossing tot gevolg het. Wil U met ons praat vanmôre? Wil U ons elkeen in daardie vreugde laat deel, deurdat ons die geloof het, dat dit ook vir ons gedoen is. Here, U ken elkeen van ons se worstelinge, maar ons weet ook dat baie keer is die swaar kry en die lyding van ons eie lewe, ook juist die geleenthede wat ons laat groei in die geloof, wat ons sterk maak, wat ons laat staande bly wanneer ons uiteindelik deur die waters van die wêreld meegesleer wil raak, of wanneer die vuur van die wêreld ons wil skroei. Here, ons buig laag voor U in die uur, en ons vra, stap die pad met ons end uit. U sal ons nooit vergeet of verlaat nie, maar maak ons ook trou aan U die ewige God, ons Vader, ons Koning. Ons dank U, Here, vir die plekke waar daar heerlike reën geval het die afgelope tyd. U weet dat ons dit nodig het, dat ons daar sonder nie kan lewe nie. Maar Here, meer nog het ons die reën van die Gees nodig, sodat wanneer U dit in ons lewe bring, die saad van die woord kan groei en vrug dra, alles tot U eer en tot U verheerliking. Daarom luister ons graag, o Here, en ons vra, lei ons om te lewe tot U eer. Amen. U kan maar sit, dankie. Liewe broer en suster, hoekom goeie Vrydag? Hoekom nie verskriklike, gruisame, wrede Vrydag nie? Ons moet onthou dat dit wat daar gebeur het tydens hierdie geleentheid die verskriklikste, die allergruwelikste gebeurtenis was, met daardie lyding wat Jesus beleef het. Jesus en sy disippels in die oppersaal, in die avondmaal, die nagmaal word ingestel, wat ons later ook vanoggend weer gaan beleef. Maar dan beweeg hulle na Getsemane, die tuin so buite Jerusalem, en daar beleef hy hierdie verskriklike angs oor wat voor lê, dat die sweet soos bloeddruppels op die grond val, en pleit, kan die beker nie meer by hom verbygaan nie, nogtans God se wil. En dan ervaar hy daarna die aakligheid van verraad. Een van die disippels wat die hele tyd die pad saam met hom gestap het, hom gruwelik verraai. En daar, toe die verhoor plaasvind en hy omkyk en hy besef, sy groot steenpilaar Petrus laat hom ook in die steek en hy verloon hom. En hy's alleen. Alleen, verskriklik alleen. En in die alleen wees word hy gespot en uiteindelik gekruisig. Sekerlik die gruisaamste dood wat 'n mens kan ly. Ons kan maklik praat en sê, Jesus is vir my gekruisig. Dit is 'n gruwelike dood, word genoem 'n skanddood. In die proses word hy die hele tyd gespot, en die spykers, en die pyn, en die asemnood, want die tussenlipspiere raak moeg, dat hy nou nie meer kan asemhaal nie. Die bloedverlies, hy's gegeesel, wat beteken hy word stikkend geslaan van agteraf, daardie stukkies yster, ruk stukke vleis uit sy rug, en die bloed loop, en is uitgeput, alles om jou en my sonde te dra. Ja, hy dra nie maar net sy kruis nie, hy dra jou kruis. Hy dra my kruis, ons almal se. 'n Verskriklike gebeurtenis, en ons weet, baie mense probeer om iets van hierdie skrikwekkende, verskriklike gebeurtenis te verwoord. Maar die een wat vir my nog altyd bly uitstaan, is die een van wie J.G. Louwene die passie van ons Heer skryf. Eers oor die avondmaal, en dan die gebeurtenis by Golgotha, en dan skryf hy ook oor die opstanding.
Oor die gebeurtenis by Golgotha sê hy, met rooi gewonde voete en die pyn van dorings wat sy hoof in spot ontsluit, het hy gelaaf met mirre en bitterwyn teen Golgotha sy droewe gang gestuit. Soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek. Sy naakte liggaam het hulle oopgevlek oor stam en balk en dit met smaad vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en been met velle slae ingejaag. Sy hande verstrek 'n laaste goddelike seën. Hy het wyd dit uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef, die tempelvoorhang skeur. Die grootste drama, broer en suster, ooit in die geskiedenis van die wêreld. En die ergste, dis nie maar net 'n toneelspel wat daar opgevoer word om ons aan te gryp nie. Dis waar, dis eg. Dis die wrede werklikheid as gevolg van jou en my sonde. Eintlik is dit vreesaanjaend as jy daaroor dink. Jy en ek moes dit beleef. Hy het dit gedoen ter wille van jou en my. Nou het ek gehoor terwyl hy daar hang, wil hulle vir hom asyn en wyn en gal aanbied. Markus 15 praat van mirre. Mirre wat klaarblyklik 'n pynstiller is, dit pyn kon verdoof, maar hy weier dit, hy wil die lyding in sy volheid deurleef. En bo op sy kop hang daar hierdie opskrif: dit is Jesus, die koning van die Jode. Eintlik baie sarkasties. Tog moes hy eintlik geskryf het: koning van alle konings, koning tot in ewigheid, koning van die heelal. En as ons nou ons gedagte bietjie daar verbystap by Golgotha, jy weet daar het 'n pad ondergeloop en dan is dit die hoogte en bo op die Golgotha het die kruisigings altyd plaasgevind. Juist so naby die pad sodat almal wat verbystap die kreeheid en die gruwelike ding daar kan sien, sodat hulle nie dalk dieselfde pad stap om daar te hang nie. Kan 'n mens jou indink, is daar baie verbygangers wat sê, o, daar hang nou nog 'n rower of 'n moordenaar. Maar net nog 'n dag, seker maar dit verdiende loon. Maar jy en ek, as ons by hierdie kruis kom, terwyl ons daar verbystap, moet ons weet, God is besig om daar in Christus te ly vir jou en vir my. Dis verskriklik, dis hel. Daarom dat hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Ons kan die hel beskryf met allerlei dingetjies, beelde soos 'n vuur, of noem dit op, net wat U wil. Maar eintlik is die bedoeling daarvan om totaal van God verlate te wees. Dis hel. Om nooit weer met hom 'n verhouding te kan tree nie. Dis wat hel beteken as ons daar beland. En Jesus doen dit daar. Hy beleef dit sodat jy en ek nooit van God verlate hoef te wees nie. Kom ons dink onsself 'n oomblik in hoe God van bo af kyk na ons hieronder. En hy sien ons as sondaars daar in ons geestelike naaktheid. En eintlik, soos dit ook in Openbaring gesê word, walg ons hom met ons sonde en ons slegtigheid. Die woord wat gebruik word is eintlik vir meer wat ons meer Kries sê, braak. Hy word eintlik naar as hy na ons kyk in ons sondigheid en ons slegtheid. Daarom dat hy vir die mense in Laodicea sê daar in Openbaring, julle walg my so, ek wil julle uit my mond spoeg. Ek wil naar word van julle. So erg is dit. En ons in ons swakheid staan onder en ons kyk op na die kruis
na die lyding daarbo waar Christus is, maar hy kyk af, en hy gryp as het ware in die geskiedenis van die wêreld in, om alles in die wêreld vir eens en vir altyd te verander. Daarom praat ons van Goeie Vrydag, al was dit 'n verskriklike dag. Want vers 51 sê, op daardie oomblik, toe Jesus sy gees gee, en die voorhangsel geskeur, van bo tot onder. En dis nogal 'n belangrike ding, jy weet die voorhangsel, sy bedoeling was, dat dit ons bietjie die mense, gewone mense, bietjie weghou van die allerheiligste, waarin die ark van God gestaan en die 10 gebooie was. Die hoëpriester het maar by enkele geleenthede daar kon ingaan. Maar wanneer hierdie, en dit was baie sterk hierdie voorhangsel, hulle kon nie sommer net geskeur word nie, hy het selfs moeilik gesny, is van die beste materiaal geweef. En God kom, en hy laat hom skeur van bo tot onder. Simbolies om te sê, nou is die verhindernis tussen my en jou as mens, is weg. Dis oop. Die poorte van die hemel is vir jou oopgemaak. God het eintlik in ons as mense neergedaal, tussen ons kom woon. Hy het versoening bewerk. Deur die groot hoëpriester, Jesus Christus. En as dit gebeur, dan begin die aarde bewe. Die rotse skeur uit mekaar. Werklike aardskuddende gebeurtenis. En dan gebeur hierdie wonderlike ding, hierdie barbaarse soldate, wat daar sit en lood oor sy kleed. Hulle kom tot insig. En hulle bely, luidkeels, dat almal kan hoor. Hierdie man was werklik die seun van God. So het verniet gespot, dit was waar. Daarom as mens dit hoor, en ons beleef nou al die slegte dinge wat daar plaasvind, dan kom ons uiteindelik by die slotsom, die gevolge van dit wat gebeur het, is goed. En daarom is dit Goeie Vrydag. Ag, ons kan dink in ons eie lewens, ons beleef ook dikwels slegte dinge, met goeie gevolge. Veral as dit met ons sleg gaan in die lewe. Ons gaan deur diep riviere, en ons ervaar, ons kan nie die goed gehanteer nie. As ons daardeur is, kyk ons terug en sê, dit het ons sterker in die geloof gemaak. Toe ons kindertjies was, pa, ma, gee vir jou pak, dan is dit baie sleg. Jy is hartseer en is seer en jy is kwaad eintlik vir hulle. Aan die proses gebeur daar goeie dinge. Maar dit leer jou, hier is die riglyne waarbinne jy moet leef. Hier is die grense, die parameters. Kind wat arm groot word, en hy loop tussen die ryk kindertjies rond daar, wat lekker roomys en lekkertjies eet, en hy eet maar in sy droë broodjie, kry swaar, maar hy leer, die gevolg van sy swaar, hy leer om met geld te werk, om met verantwoordelikheid daarmee om te gaan. Hy weet werklik wat goeie dinge is, wat waarde het, en uiteindelik het dit 'n goeie gevolg. En dis eintlik wat gebeur ook by hierdie gruwelike Vrydag, hierdie verskriklike gebeurtenis. Die gevolg daarvan is onbeskryflik groot en goed en wonderlik. Hoekom? Want hy, Jesus Christus, is vir jou gekruisig. Dis 'n wonderlike Goeie Vrydag wat hy's in jou plek van God verlaat. Hy het vir jou en vir my die dood oorwin. Hy het ons verhouding met die lewende God kom herstel. Dat ons kan weet, hy is altyd, elke oomblik by ons. Ook vandag hier, as ons aan die tafel sit. Jy sien, dis die wonderlike wat hier gebeur daar aan die kruis. Hier vind eintlik die beste ruiling van ons hele lewe plaas. Soos met daardie rower aan die kruis, kom Jesus, hy wat die sondelose is, die reine is, en hy beklee ons eintlik as sondaars met sy bloed. Hy was ons skoon, hy reinig ons daardeur. Ons sonde, en al die gruwelikhede en die sonde van die hele mensdom, word eintlik sy kleed, wanneer hy die sonde van die wêreld op hom neem, en ons met die kleed van sy bloed reinig.
Weet die broer en suster, ek weet nie hoe beleef u dit nie, maar vir my is dit eintlik onverklaarbaar, onverstaanbaar, dat God ons so kan lief hê. Sondaars, moordenaars, waarvan daar een kruiseling ook 'n goeie voorbeeld was. En daarom as ons weer oor Goeie Vrydag dink, mag die Here God gee dat deur sy Gees ons elkeen ook die diepte van hierdie wonder sal verstaan. Dat dit diep in ons lewe sal insny, dat dit vir ons elkeen waarlik 'n Goeie Vrydag sal wees. Ons daardeur ook sal besef, dit moes gebeur, sodat hy later sy Gees oor ons kan uitstort om elke dag, elke oomblik, ook aan die nagmaaltafel by ons teenwoordig te wees. As ons dit verstaan, dan dring hierdie gedeelte ons om werklik 'n vreugdevolle, dankbare nuwe lewe te gaan leef tot eer van sy naam. Dankbaar vir alles wat gebeur het op hierdie Goeie Vrydag waarvan die woord ons leer. Amen.